Skrifberuiming 2-6 in die nuwe numering. Ons sing vers 1 en 7, dit is die beruiming van Eksodus 15, vers 1 tot 18, dit is hiermee sing ons oor die uittog uit Egipte uit, die trek deur die Rooi See. Dit is kerkgeskiedenis waarvan ons hier sing. Dit is verbondsgeskiedenis, met ander woorde, dit is ons geskiedenis ook. Ons troue Heer, so hoog verhewe wil ek besing. Hy laat my lewe. Die hele gedagte van die gelowige se lewe, se erediensgerigte lewe, is gebaseer op die werke van Jesus Christus. Op die werke van die Here. In die Ou Testament, die uittog uit Egipte uit, wat 'n voorafskaduwee was van Jesus Christus se verlossingswerk, is die basis van baie van die Ou Testamentiese tempelhandelinge en tempelgesange. Wanneer ons hierdie lied sing, dan dink ons ook terug aan die uittog uit die Rooi See uit, dit is ons geskiedenis ook, maar ons mag nog verder kyk na die werk van Jesus Christus. Skrifberuiming 2-6, sing ons vooraf saam, sittend vers 1 en 7. Wonderlik dat ons as gemeente dit mag saam verklaar dat vir ewig die Here regeer. En daarom sing ons nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan, sy regterhand vol sterkte en eer, sy heilige arm bring redding aan. Hy het sy heil en al vermoë, met ander woorde, wanneer ons praat, die Here se al vermoë beteken, hy kan alles doen. Die volke raam omgemeld, geregtigheid blink voor hulle oë soos sonnestrale oor berg en veld. Ons antwoord op die seën van die Here deur saam te sing uit Psalm 98. Ons sing vers 1, 2 en 3 na die woord met die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy bly getrou tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Het hy gelei en is hy begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely en doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Dit is u wil dat ons die woorde in getrouheid sal betrag. Die woord betrag het eintlik 'n baie diep denkende inhoud. Betrag beteken ons werk daarmee, ons dink daaraan. Dit is waar die woord nabetragting van nagmaal ook vandaan kom. Met ander woorde, ons neem in, ons praat saam, ons oordenk die woorde van die Here, die woord van God. Kon ek maar, en ek sou dit van harte. Hier bely ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Daarom bid ons, Here, verleen U my die krag. Ag, was tog my voet maar vaster, dat ek van die spoor nie dwaal, in U wet my voorgeteken, en geen skande oor my haal. Here, help ons, dat ons U wil sal uitleef, dat ons U sal verheerlik. Help ons dat ons nie sal struikel nie. Dit is wat ons bid in vers 2 van Psalm 119. In antwoord op die wet gaan ons saam sing uit verse 1, 3 en 4, na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle in aanbidding nie buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my haat, maar barmhartigheid bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, en op die 7de dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, en jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie.
ons hemelse Vader, ons mag U loof en U prys. Hierdie gebou mag deurbewe met lofpsalms. Want Israel sing, Here, en ons het rede om te sing. U wat ons verlos het, U is so hoog verhewe. Ons mag in die geskiedenis ook terugkyk, in die voorgeslagte heen, ook na ons grootouer Abraham en sy nageslag, wie U so ryklik geseën het en hulle ook gedra het. Dit is ook ons mense wat U uit Egipte land laat optrek het. U seun het ons verlos. Ons is dankbaar dat ons deel mag wees van hierdie verbondsgeskiedenis, ook net deur die werk van Jesus Christus. En dit alles mag ons sien en lees. En bo dit alles mag ons verklaar, vir ewig sal die Here regeer. U regeer oor die kerk. U bewaar die kerk en U hou die kerk vas. Nie net hier nie, maar oor die land heen en oor die wêreld heen, te midde van vervolging, te midde van teenstand. Ons lewe in 'n wêreld waar ook ons lewe en die lewe waartoe U ons geroep het, geen sin meer maak nie. Dit het vir die wêreld dwaas geword. En ons mag dit, ons beleef dit, Here, waar gemeente swaar trek, ook hier in ons klasses, en ons naby omtrek, waar dit nie gaan so wat dit moet gaan nie, waar gemeentes ontbind en saamsmelt vanweë dalende lidmate, waar gemeentes se finansies onder druk is en hulle sukkel om hulle woordbedienaar te onderhou. Ons sien dit nie net by ons nie, maar oor die hele land. Ag Here, sal U ook genadig wees en sal U ons seën. Here, dat ons ook vir mekaar sal voorbereiding doen, dat die woordverkondiging nie sal stil word, nêrens, nie in ons klasses nie, maar ook nie in ons land en in hierdie wêreld nie. Here, dat ons as kerke ook dan sal getuig, dat ons die evangelie sal uitdra, maar bo dit alles, Here, gee dat ons gesond sal wees en leer en lewe, dat ons lewe sal getuig van die erediensgerigtheid in ons harte om U te verheerlik. En verder, Here, weet ons U regeer oor alles wat in hierdie wêreld aan die gang is, magtiges en konings en presidente en regerings en lande, hulle alles staan maar gebuk onder U almag as klein nietighede. Gee, Here, dat hierdie wêreld ook kalm en rustig mag wees. Dat niks die verkondiging en die verspreiding van die evangelie sal belemmer nie. Mag U vrede en die evangelie van Christus ook oral gehoor word. En mag U gemeente vryheid hê om dit te verkondig sonder vervolging. Ons vra, Here, U wat regeer, en dat U ons ook sal versorg in hierdie wêreld. Ons lewe in soveel uitdagings, ekonomies, fisies. In hierdie land lewe ons ook nog met die uitdaging van misdaad. Baie van ons lewe in vrees, veral ons boere. Mag U ons ook beskerm teen dit. Here, maar nie dat ons 'n gemaklike aardse lewe het nie, maar dat ons werklik U hand mag ervaar en dat U groot en heilig is. Ons bid dat U ons ook nou sal lei in die verkondiging van die woord, wat vir ons as gemeente so belangrik moet wees. Ons dankie dat ons hierdie dag
ook vir U mag afstaan, volgens U bevel. En dat ons hier kan wees om te groei en met hinkering te kan verlang en luister na U woord. Stuur die Gees, mag die kragtig in ons werk en gee dat ons nou sal let op U woord. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons gaan vooraf saam sing uit skrifberuiming 9-1, skrifberuiming 26. Dis die beruiming van die wet van die Here. Ons het nou al 2 Sondae-aande in 'n ry gefokus, begin fokus op die prediking rakende die wet van die Here. Ons gaan vanoggend voort daarmee. En ons gaan dan saam sing die beruiming van die tweede gebod, verse 3 en 4. Ek tog, ek ywer teen my haters, maak dan geen beeld om die te aanbid. Ek straf hulle streng, die wet verlaters tot in die 3de en 4de lid. Maar ek bewys barmhartighede en bly aanduisende getrou, wat tot my kom met hulle gebede en wat my wette onderhou. Skrifberuiming 9-1 of 26 vers 3 en 4 as voorbereiding tot die woorddiens. Ons gaan saam lees uit God se woord 2 Timoteus 4 vers 1 tot 22. Verskoon. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 22. Ons gaan op verse 3 en 4 ook dan fokus, as ook die Herbasse Katekisme Sondag 35. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Maar bly jy in alles nugter. Verduur jou lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit. Want ek word reeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskrans van geregtigheid op my, wat die Here die regverdige regter op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Doen jou bes om gou na my toe te kom, want Demas het my verlaat, hy het die huidige wêreld lief gekry en na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië en Titus na Dalmasië. Net Tikas is nog by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy is vir my baie nuttig in die bediening. Tychicus het ek na Efese gestuur. Wanneer jy kom, bring die mantel saam wat ek in Troas by Kirpus agtergelaat het, en ook die boekrolle, veral die perkamente.
Alexander die kopersmid het vir my baie kwaad aangedoen. Die Here sal hom volgens sy dade vergeld. Wees jy ook op jou hoede vir hom, want hy het ons woorde heftig teengestaan. Tydens my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, inteendeel, almal het my in die steek gelaat, mag dit hulle nie toegereken word nie. Die Here het my egter ondersteun en my versterk, sodat ek die verkondiging kan voltooi en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my van elke bose daad red, en hy sal my verlos met die oog op sy hemelse koninkryk. Aan hom die heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Stuur groete vir Priska en Aquila en Onesiphorus se huisgesin. Erastus het in Korinthe agtergebly. Tromphimus het ek siek in Milete agtergelaat. Doen jou bes om nog voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broers stuur vir jou groete. Die Here bly met jou gees. Die genade bly met julle. Verse 3 en 4. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doofe vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Dan die Herbertse katekismus. Sondag 35 gaan oor die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak of enige gelykenis van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Hy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. En wat eis God in hierdie gebod, in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie. Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leuke in die kerkgeboue toelaat? Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord onderrig. Die afgelope tyd was die Olimpiese Spele 'n groot bron van bespreking gewees. Veral die opening van die Spele. 'n Snaakse toneel wat voor die oë van die wêreld afgespeel het, nie waar nie. Wat volgens baie mening 'n bespotting gemaak het van 'n skildery, Die Laaste Avondmaal, in Engels The Last Supper. In hierdie skildery stel Leonardo da Vinci die instelling van die nagmaal voor, sodat ons dit ook lees in die Bybel. Afbeelding van Christus, waar hy met sy disippels rondom hom, waar hy die nagmaal instel. Nou moet ons op hierdie saak reageer. Dan ons eerste reaksie kom natuurlik uit die tweede gebod uit. Daar het veral baie gereformeerdes ook kapsie gemaak daarteen. Maar nooit kapsie gemaak teen die skildery self nie. Jy mag geen gesneede beeld of gelykenis van die Here jou God maak nie. In die eerste opsig moet ons ook besef, die Laaste Avondmaal wat Leonardo da Vinci geskilder het, is self 'n oortreding van die tweede gebod. Dit is al reeds 'n bespotting van 'n baie heilige instelling wat Christus gemaak het. Ons bely dit in die katekismus, God mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Aan daardie skildery staan niks heilig nie. Dis 'n onheilige skildery. Christus word uitgebeeld en dit word 'n bron van aanbidding. Hoekom anders sal mense ontstel raak wanneer hierdie skildery kamstig bespot word? Die agtergrond van hierdie skildery kom in die Romeinse kerk, wat sekere karakters en tonele uit die skrif graag afgebeeld het, Christus in God die Vader en God die Heilige Gees in kluis. Hulle het dit die boeke van die leuke genoem. 'n Leek is iemand wat dom is.
in die Rooms-Katolieke kerk het gesien, daar is die kerklikes, en dan is daar die leke, die gewone lidmaat van die kerk, wat eintlik net dom gehou moet word. En omdat hulle nie die Bybel kon gelees het nie, het hulle hierdie tonele so uitgebeeld binne die kerkgeboue. Daar moes hulle sien wat hulle van die kerk gehoor het. Met ander woorde, as hulle iets gehoor het van die instelling van die nagmaal, daar is Leonardo da Vinci se skildery. Kyk daarna, want jy kan nie die Bybel lees nie, jy hoef ook nie die Bybel te lees, het die Romeinse kerk geredeneer. Maar dit gaan dus nie oor die beeld self nie. Dit gaan oor die manier waarop die kerk haar geloof beoefen. Die erediens, nie net op 'n Sondag in die samekoms soos vandag nie, maar ook in elke liewe dag moet ons geloof beoefen. Hierdie opening van die Olimpiese spele en die hele herrie daagter, moet ons nou 'n bietjie verder laat kyk in die lig van die tweede gebod. Dit gaan oor die wyse waarop ons geloof beoefen. Paulus roep ons op in Romeine 12 vers 1 om onsself te stel as dankoffers wat vir God welgevallig is. Ons godsdiens moet dus lynreg staan teenoor die valse selfdiens van die wêreld. Die tweede gebod roep die kerk van Christus op tot 'n erediensgerigte lewe wat vir God welgevallig is. Hierdie erediensgerigte lewe berus op die woord. Hierdie erediensgerigte lewe word deur die wêreld verwerp. Maar laastens bied hierdie erediensgerigte lewe aan die gelowige troos. Die woord welgevallig wat Paulus in Romeine 12 vers 1 gebruik, beteken letterlik dit wat vir God aanvaarbaar is. So sien ons hierdie opdrag van Paulus om onsself as 'n lewende en heilige offer te stel wat vir God welgevallig is, sluit direk aan by die tweede gebod. Die gebod handel uitsluitlik nie oor afbeeldings in sy wese nie, maar die gebod handel oor hoe die kerk haar geloof in hierdie wêreld uitleef. Spesifiek dat ons die ware geloof moet leef. Ons sien dit dan in die tweede gedeelte van hierdie gebod. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Wat word in hierdie gebod aangespreek? Jy mag hulle nie dien nie. Broer en suster, hier word erediens aangespreek. Erediens oor die algemeen, die erediens in ons persoonlike lewe, die erediens in ons huishouding, die erediens hier saam, die gesamentlike eredienste. Ons hele lewe vir God word deur die tweede gebod ondersoek. Hoe eer ek God vir die verlossing wat hy in Jesus Christus vir my bewerk het? En hierdie gedagte kom mooi deur. Ek mag nie God eer soos wat ek dink nie. Ek mag nie dinge aanvaarbaar maak wat nie vir God aanvaarbaar is nie. Die slegste woorde in die Christelike geloof is, die Here sal verstaan. Broer en suster, die Here verstaan nie, die Here vereis. Want dit is wat ons sien, wat die mens doen. Van valse kerke tot sekulêre wêreld, tot ons eie persoonlike sondige natuur, word dinge aanvaarbaar gemaak wat deur God verwerp word, of afgewater wat deur God ingestel en beveel word. Alles in die naam van eenheid, gelykheid en broederskap, almal se denke moet aanvaar word. Ons sien dan in hierdie saak ook in die tweede boek wat Paulus aan Timoteus skryf. In die geheel van al die boeke van Timoteus word daar 'n geloofskeuse aan die leser gestel. Hulle moet kies om vas te hou aan die evangelie wat die apostels aan hulle verkondig het, en om God gehoorsaam te wees. Hoekom word hierdie dinge aangespreek? Aangesien die gelowige Timoteus in die gemeente waaroor hy gestel is onder druk verkeer het. Daar is 'n vervolging wat van buite af gekom het, ja, maar die grootste probleem wat Timoteus in sy gemeente ervaar het, was die dwaalleer wat van binne af begin broei het.
Ten hierdie agtergrond kom roep Paulus die jong woordbedienaar op om wel te volhard in die gesonde leer. Ek vermaan jou ernstig voor God in Christus Jesus, verkondig die woord. Duidelik is hierdie 'n baie dringende oproep wat Paulus aan Timoteus maak. En nie net aan Timoteus nie, maar aan ons as gereformeerde kerk Meyerton word hierdie oproep ook deur die Gees gemaak. Verkondig die woord. Ons belydenis sê ook, God wil ons op geen ander manier laat onderrig as deur die woord alleen. Die erediensgerigte lewe, broer en suster, begin by die woord van God. Die woord van God wat staan teenoor die gevoel van die mens. Gevoelens is nie feite nie. Nou wat beteken die verkondiging van die woord? Wel, eerstens gaan dit oor die evangelie van Christus. In hoofstuk 1 vers 8 lees ons, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God. Broer en suster, dit is die basiese, deur die woord alleen word ons geleer van ons verlossing in Jesus Christus. Hy het ons verlos en geroep met 'n heilige roeping, lees ons in hoofstuk 1 vers 9. Nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Die verkondiging van die woord is eerstens daarop gemik om aan die gelowige die ontwyfelbare werke van Jesus Christus te openbaar. En is juist hier waar die vreugde inkom. Die woord van God is genoeg. Nie net om ons tot die geloof te bring nie, maar om ons in die geloof te behou. Broer en suster, kyk na daai kleintjie wat langs jou sit. Hoe anderster sal hulle ook tot geloof kom as dit nie deur die woord van God is nie? Wanneer ons praat van 'n erediensgerigte lewe, beteken dit die lewe waarvoor ons geroep is met 'n heilige roeping. En nog meer, waarvoor Christus ons verlos het. Ons kan nie lewe sonder Christus nie. En deur die woord alleen leer ons Christus ken. Dis hoekom hierdie opdrag om die woord te verkondig so belangrik is. Buiten alles wat ons mee in die erediens besig is hierdie die hoogtepunt van ons erediens, broer en suster. Ons oorskadu nooit die verkondiging van die woord met allerhande ander triks nie. Wanneer ons na die tweede gebod kyk, kan ons onsself afvra, hoekom sal ons iets anders as die woord nodig hê? Om Christus te ken, om ons lewe vir God te kan leef. Hoekom sal ons beelde, kruise, kerse, skilderye, yoga, meditasie en al sulke dergelike dinge nodig hê, wanneer ons eenvoudig die woord van God het, waardeur die Heilige Gees duidelik met ons praat? Niks anders is deur God ingegee en is waardig om die evangelie aan ons te openbaar, behalwe die woord alleen. En broer en suster, dit geld vir die kleinste, jongste lidmaat van hierdie gemeente tot die oudste lidmaat. God praat deur sy woord. Bo ons begrip en verstand soms, ja. In Romeine 10 maak Paulus dit nog duideliker. Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. Die tweede gebod fokus op hierdie saak, het hierdie gedagte baie sterk, dat Christus se werke deur ons gehoor word. En so sien ons dit in die geskiedenis van die apostels. Hulle het gewoon aan die mense verkondig wat Christus aan die kruis gedoen het, en die volle oorwinning wat hy behaal het oor die graf. Nie net openbaar Christus se werke, openbaar die woord Christus se werke aan ons nie, maar so leer die woord ons om as Christene te lewe. Weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en lering. Baie interessant dat hierdie opdrag om te bestraf juis iets is wat mense nie kan verduur in die kerk van Christus nie. Maar die gedagte waarmee apostel hier besig is 'n erediensgerigte lewe.
En in hierdie hoofstuk lees ons verder dat God se woord nuttig is. Dit is hoofstuk 3, om ons op te voed in die wil van God, sodat ons die wil van God kan gehoorsaam. Maar op te voed in die wil van God, is duidelik lering aan die gang, om God gehoorsaam te kan wees, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam ten volle toegerus vir elke goeie taak. Dis waar die wet dan weer inkom. Die wet openbaar die gelowige se erediensgerigte lewe. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou deur dit te hou na die woord, lees ons Psalm 119. Die gedagte is duidelik, sonder die woord kan ons nooit leer wat God van ons verwag nie. Kan ons nooit ons lewe as erediens uitleef vir die Here nie. Onthou broer en suster, deur genade alleen is ons gered. Maar die genade dryf ons om vrug te dra in hierdie wêreld. Christus leer dit ook so, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel, 'n duidelike aanstelling wat Christus maak, om vrug te dra en dat julle vrug kan bly. Die wet van God leer ons wat hierdie vrug is. Dit is goeie werke wat God vereer. Dit is goeie werke wat ons erediens aan die Here beklemtoon, dit onderstreep dit. Waar begin ons? Ons begin met die woord. Ons begin om besig te wees met die woord. Met die woord by die huis. Ouers, is 'n groot opdrag wat julle kry, om met julle kinders besig te wees in die woord van Christus, in die woord van God. Katekisasie is nie net 'n taakie wat ons gou vinnig op 'n Saterdag aand aframmel nie. Katekisasie is die hele huisgesin se besig wees. Dit is baie meer as dit die invul van 'n boekie. Dit is die huisgesin se erediens wat deur die katekisasie aan die lig moet kom. Ons moet besig wees met die woord in hierdie erediens. Die gemeente moet elke Sondag opgeroep word tot 'n erediensgerigte lewe, en dit gebeur hier. Wanneer ons dit nie hier hoor nie, gaan ons dit nie daar buite leef nie. En dit beteken dat ons God sal dien en eer, soos wat hy beveel het, ons moet doen. En wanneer ons daarvan afdwaal, daarvan weglewe, wanneer ons lewe nie meer erediensgerig is nie, dan kom vermaan die woord. Dan kom praat die woord hard en duidelik deur middel van die ampte, die ouderlinge, deur middel van mekaar, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Lees ons in Hebreërs 3. En dit is juist die verleiding waarmee die gelowige te make kry, wat die verkondiging van die evangelie ook so noodsaaklik maak. Die verleiding beteken nie noodwendig dat jy prontuit verkeerd gaan leef nie. Dit beteken jy gaan die erediens afleef. Niks meer doen met die erediens nie. Aangesien die erediensgerigte lewe van die gelowige deur die wêreld verwerp word. Nou die rede waarom die apostel hierdie dringende oproep maak om die woord tydig en ontydig te verkondig, krans in verse 3 en 4. Want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Dink verskriklik. Die leer van die woord is gesond, ons moet daarmee begin. En dit maak gesond en dit versterk ons verhouding met die Here. Dit is hoekom dit so belangrik is. Nou lees ons, die wêreld sal dit nie verdra nie. Haat. Nou hierdie mense van wie die apostel skryf, is wel mense wat nog nie die geloof heeltemal verlaat het nie. Soos ons nou gesê, dit beteken nie jy lewe nou pront uit 'n aaklige lewe nie, in menslike taal nou nie. Dit is mense wat tog godsdienstig gesind is, maar 'n vorm van prediking en aanbidding wil beleef wat nie in lyn is met God se woord nie. En hulle wil predikers sê wat hulle aansterk daarin, 'n godsdiens wat hulle pas. Hoekom?
Hoekom wil mense dit hoor? Hoekom wil mense dit hê? Want broers en susters, die gesonde leer weer lê en bestraf en vermaan. Die gesonde leer ruk ons oop en dit dryf ons tot selfondersoek, veral nou in die lig van die nagmaal wat ons DV 2 Sondag vier. Die gesonde leer wys ons op ons sonde, op die verkeerde dinge waarmee ons besig is. En dit is waar die skoen druk. Die wêreld het 'n religie van selfdiens gekweek. Niemand is verkeerd nie, ons nou gehoor. Die ergste saak vir 'n mens, en selfs vir mense wat tog godsdienstig is om te hoor dat jy verkeerd is. Dat ons lewe nie reg is in die oë van die Here nie. En dan hoor ons die reaksie. Die kerk is veroordelend. Dis hoekom daar nie meer mense in die kerk is nie. Die kerk is liefdeloos. Hoe kan 'n kerk leer dat sekere mense se optrede en lewenstyl verkeerd is? Onbeperkte liefde en aanvaarding van alle leer en lewe is die godsdiens van die wêreld. Dit laat blyk by die opening van die Olimpiese spele ook weer uitbeeld, hierdie inklusiwiteit en eenheid en aanvaarding van alle standpunte en dat alle mense maar net saam met mekaar moet leef. Waar God in sy tweede gebod die teendeel leer, ons mag hom nie dien sodat ons lus kry nie. Die toering van die gebod begin dan juist by die fyn verdraaiing van die geloof, die verarming van God se wil. Paulus noem dit in vers 4 versinsels, letterlik opmaakstories, kinderstories wat geen waarheid dra nie, maar tog 'n morele lesie het in die oë van die wêreld. Die hele Olimpiese spele se opening was versinsels gewees. Dit dra die skyn van waarheid in die oë van die mens, maar dis waar dit eindig, 'n skyn. En die geskiedenis van die skrif kan ons ook 'n voorbeeld van hoe God se woord en wil verdraai is om die mens te pas, en dan word dit nog geregverdig ook. In Eksodus 32 en 33 kry ons die voorbeeld van Aaron en die goue kalf. Hy het vir die volk 'n goue kalf laat maak, maar Aaron wou nooit 'n nuwe God gemaak het nie. Sy doel daarmee was om te sê, hierdie is die Here, dien hom soos wat ons goed dink, buig voor hierdie kalf neer, môre is daar 'n fees vir die Here. Aaron draai die erediens van God, nie soos wat God dit ingestel het nie. Natuurlik het die toorn van die Here opgestaan teen die volk, en die gevolge daarvan is duidelik in Eksodus 33. Maar so sien ons dit reg rondom ons. Vals profete, wat die ware godsdiens verdraai en die woord verkondig wat mense behaag. 'n Verkondiging wat mens nie gryp nie, wat mens nie laat dink en na jouself kyk nie. Die erediensgerigte lewe van die gelowige word hierdie wêreld as versot en agterlik afgemaak, konservatief en verkramp. Enige lewe buite die erediensgerigte lewe wat God aan ons openbaar is gelyk aan versinsels. 'n lewe wat geen betekenis het nie. 'n lewe in teenstelling met die erediensgerigte lewe wat troos bied aan die gelowige. Dis die laaste punt van ons prediking. Vanaf vers 5 bemoedig Paulus die jong Timoteus om nie op te gee nie. Te midde van die uitdagings wat hy in sy bediening ervaar. Moenie stop waarmee jy besig is nie. Interessant dat Paulus sy eie lewe dan as voorbeeld gebruik. Hy sê hy word as 'n drankoffer uitgegiet. Die apostel self ervaar geweldige vervolging. Hy is in gevangenskap toe hy hierdie brief aan Timoteus geskryf het. Tog sien ons geen bitterheid nie. Hy sê sy gevangenskap is 'n drankoffer. Hy offer homself op vir die evangelie. Dis 'n erediensgerigte lewe. Daar is blydskap by Paulus vir die erediensgerigte lewe wat hy mag ervaar, alhoewel hy ook sê die tyd van sy dood is naby. Hierdie briewe aan Timoteus is van die laaste briewe wat die apostel geskryf het voordat hy dood is. En dan in vers 7 kry ons die gedagte van 'n voortdurende erediensgerigte lewe. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou.
Dit is waar die erediensgerigte lewe gaan. Tot hierdie goeie stryd word die gelowige dan deur die tweede gebod opgeroep, broer en suster, om God te bly dien soos wat hy dit vereis. Dit is moeilik, maar ons moet. Sien ons die troos wat die Heilige Gees by monde van die apostel aan Timoteus en vir ons as die kerk gee? Dit is sommer net iets waarmee ons besig is hierdie erediensgerigte lewe nie. Dit is sommer net omdat mense wil skuins wees en teen die wêreld wees nie. Die erediensgerigte lewe is ook sommer iets waarmee ons besig is wanneer dit vir my gemaklik is nie, wanneer ek tyd kry daarvoor nie. Hoe leer ons dit eintlik vir ons kinders? Ons is besig met kerk wanneer dit ons tyd pas. Wanneer daar nie sport en allerhande ander goed op die Sondag aan is nie, kan ons daar kerk toe kom. Tweede gebod leer ons om met ons hele lewe ons hemelse Vader te verheerlik. En nog meer, Christus het ons gekoop hiervoor, broer en suster. Ons is nie besig om werksheiligheid te verkondig nie, ons is besig om te kyk na die vrug van die geloof, ons reaksie op Christus se verlossingswerk. Aan die gelowige wat volhard in die erediensgerigte lewe beloof God, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Erediensgerigtheid. Hierdie belofte word in Christus vir die kerk van die Nuwe Testament nog voller. Nou wag die oorwinningkrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Dit is besonder hoe die Here ons troos in hierdie erediensgerigte lewe. Ons gaan die oorwinningskrans ontvang. Hier gebruik Paulus 'n voorbeeld uit die antieke Olimpiese spele. Wanneer die atleet gewen het, hulle so 'n blare kroontjie hier op hulle kop gekry. Saam met die apostel het ons ook die koms van Christus lief. Ons wag met verlange daarop. En dan verklaar die apostel in Romeine 8, ons is reeds meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En dit is hoekom ons diens aan die Here ons nou reeds vertroos. Dit laat ons fokus ook op die komende heerlikheid van Christus. Dan sal ons ten volle getroos wees. Ons volharding in die geloof vereer God, en dit is die hoogste beloning vir die gelowige om God te verheerlik. Dis hoekom ons as gemeente ook mag sing, maar een ding daarna verlang ek, en dit is die rykdom van u woord. Laat ons God dien soos wat dit hom behaag, broer en suster. Laat ons hom lief hê deur die rykdom van sy woord, moenie die woord laat verwaarloos nie. Laat ons die hele lewe gerig wees tot erediens aan die Allerhoogste. Amen. Ons gaan saam sing verder uit Psalm 119 vers 6 en 7. Help my Here dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks wat aan my behoort, maar een ding, daarna verlang ek, en dit is die rykdom van u woord. Verse 6 en 7, daarna gaan ons saam bid.
Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Dit is dat ons U reg sal dien en eer, soos wat U in die woord beveel het. Dat ons U sal uitleef en verkondig in blye reaksie op die verlossingswerk van U Seun Jesus Christus. Ons bid dat U ons deur die Gees daartoe sal lei en vir ons krag sal gee. Mag ons hele lewe daarop gerig wees om U te verheerlik. Mag ons woorde en ons gedagtes en ons gebare vir U welbehaaglik wees. In alle tye, Here. Ons bid dat U ons sal onderhou in ons erediensgerigte lewe in tye van voorspoed. So maklik wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons van U. Maar gee ook in tye van teëspoed, in tye van hartseer, so baie van ons wat hartseer ervaar, vir die wat nou nog ernstig siek is, vir die wat ook deur die seer en pyn moet gaan van die afsterwe van 'n geliefde, vir die wat bekommerd is en benard is. U ken elkeen van ons omstandighede, U ken elkeen van ons worstelinge en hartseer en wroeginge. Daar is niks wat by U verbygaan nie. Gee troos, gee uitkoms, Here. En gee dat ons altyd deur vir mekaar ook sal bid. Dat ons mekaar sal opdra aan U troue sorg en vaderliefde. Gee dat ons in hierdie dag ook verder sal dink en sal betrag oor U woord en oor die prediking. En dat ons werklik hierdie dag sal uitsonder as 'n dankdag en 'n lofdag wat vir U mooi en reg is, Here. Laat ons ook in hierdie week wat voor lê, in Christus se naam bid ons dit. Amen. Vra dat broeder Armand Prinsloo asseblief opstaan. Broeder Armand, as die diaken het vra vir losmaking uit die amp uit. Hy vertrek eersdag na Hong Kong waar hy gaan werk daarso. Hy bly deel van ons gemeente, maar ongelukkig, soos wat die Here dit ook behaag het, kan hy nou nie verder volhard in sy amptswerk nie. Broeder Armand, baie seën met dit wat voor lê. Mag die Here jou ook dra daardie kant en ontvang hiermee ook dan losmaking uit die ampt van die diaken uit. Mag die Here jou ook weer roep tot hierdie dienswerk wanneer dit hom behaag. Dankie. Psalm 40. Verse 4 en 5. Net om U wil te doen soos in U boek, die Bybel, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar vir my geteken staan, met ander woorde, dit staan daar geskryf, ons kan dit sien. En dit wil ek, Heer, van ganser harte soek, en by julle hart wil ek dit soek. Ek bied U hart en hande, in willige offerhande, alles wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek die heilige wet. Psalm 40 vers 4 en 5 ten slotte.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en met julle bly. Amen. Broeder en suster, ons vra dat u net 'n oomblik bly sit. Broeder Johan Jacobs wil net graag 'n woord spreek. Geliefde gemeente, soos julle weet, ons is altyd bly en baie dankbaar as ons gemeentelede verjaar en nog 'n nuwe lewensjaar het. En soos julle ook weet, ons herderspaar is baie spesiaal en na in die hart. En het is met groot dankbaarheid vir die Here en met blydskap dat ons kan sê dat ons pastoriemoeder Suster Elske, 5 jaar geworden. Suster, ek wil net vir u namens ons gemeente sê, baie geluk. Ons is dankbaar dat jy nog 'n jaar gespaar is. Eerstens vir jouself, en dan vir Dominee Jan, baie dankie dat jy so goed ook na hom omsien. En dan ook vir jou ouers en die res van jou gesin. Ek vra dat jy net asseblief na my toe sal kom en net vir jou 'n klein ICG namens die gemeente. Dominee Jan, ook vir jou, baie seën vir julle twee. Mag julle saam 'n mooi nuwe lewensjaar hê. En dan vra ek dat die gemeente sal saam kom koffie drink. Daar's verversings, ietsie lekker om te eet.